Prys die naam van die Here, loof die Here. Is God nie goed nie? Ons kon dalk nie, ons nie hele kon begrafnisreëlings moes tref, was dit nie vir God se genade nie. En ek het 'n dankbare hart vanmôre dat ek graag 'n getuie met u wil deel rondom hierdie ongeluk. En dan die woord daarbey inskakel dat u vanmôre kan besef die belangrikheid wat daar is om God te dien. En ek wil vir elke ou wat die lewe as vanselfsprekend aanneem, wake up. Jy moet nou wakker skrik. Jy kan nie die lewe vanselfsprekend neem nie. Jy kan nie. Dit is van kardinale belang dat elke mens sal besef dat die Bybel sê dat die mens is bestemd om eenmaal te sterwe. En dan gaan jy die nagevolge moet dra van wat jy op hierdie aarde gedoen het. Soos die Afrikaners sal sê, dan gaan die poppe dans. En spyt is 'n goeie ding. Ons Afrikaners het mos daai geneigtheid, spyt is 'n goeie ding, maar ek wil hê jy moet weet, rondom hierdie woord, gaan spyt te laat kom. So kom terwyl jy my stem hoor, sê die Here, verhard nie jou hart nie, maar maak jou hart oop. Ek is dankbaar, werklik maar dankbaar om vanmôre hier te wees. Ek gaan nou vanmôre dalk soos 'n NG prediker klink. Dalk uit. So 'n paar, so 6 gekraakte ribbes. Maar weet jy wat, God gee krag. Ek wil hê wanneer ek hier uitstap, moet ek vir myself kan sê, jy het gekom doen wat jy moes doen. Jy het gekom loof, jy het gekom aanbid, jy het kom eer en al die lof en eer aan die Here gegee. Amen. Nou so 2 weke terug, ek is in die vervoer besigheid. Ek werk vir iemand. Nou die woord van die Here sê dat op die aangesig, die sweet op die aangesig sal jy 'n brood verdien, so dis hoekom ek nog sweet. Want ek moet eet, en ek like eet. So ek moet baie sweet om te kan eet. En ons kry 'n trippie uit en Haag toe met so 3 ton se gewigte vir 'n gimnasium. En ons ry Oosrand toe, ons pak die van, nou die goed lê los agter in die kar. Sit 'n paar komberse oor dit. Ek en die ander sit voor en ek ry heel dag. Maar intussen is hierdie van besig om warm te word, anders was nie water nie. En ek bel hoofkantoor, hulle sê vir my, jy gooi water en jy ry. Jy is reg, ons gooi water en ons ry, maar ons kom nie ver nie, dan word jy weer warm. Op 'n stadium kon ek skaars ry. En ek bel en die woord kom jy, gooi water en ry. Ons doen dit toe. So 30 km voor Springfontein gaan staan hierdie van en hy wil niks weet nie. En ek bel my. So jy stoot die van aan die brand. Ek sê, tog myself, wie 3 ton gewig teen ons, is 2 oupies hier. Hoe gaan met hierdie van aan die brand stoot? Nie moontlik nie, maar lang storie kort, dan streep ons toe terug Bloemfontein toe, steer 'n ou met die Wico van Dalton af om ons te kom haal. Jou gaan half 3 laai ons oor en ons ry. En ons ry toe tot op Springfontein en ons stop daar nou om 'n bietjie koffie of wat ook al. En ek sê toe vir ons, want ons is nou 3 ouens voor in hierdie van en daar's nie baie beenspasie nie. Ek sê, weet jy wat, ek gaan agter lê, ek gaan vir my 'n lekker bedjie maak, want dit is nog so 6 ure se ry. En as
as nie fout nie. Dan kan hy bietjie uitrus. Maak vir my 'n lekker bed so om die spaarwiel. Die gewigte is daar. Die mens raak toe aan die slaap. So wanneer hy word ek wakker. Op 'n stadium skrik ek wakker deur 'n rumoer en 'n geluid wat ek nie vanmôre vir jou kan beskryf nie. Dat ek op daai oomblik besef, something is about to happen. En ek sien hoe dat hierdie voertuig skeef swaai. En met die hou op my kop het ek uitgepaas, dus ek lights out. Maar na kom ek by toe alles nou verby is. En ek sien maar, seker nou maar met concussion, ons is by 'n plek waar ek nie weet nie, en hulle bel toe die ambulans. My heup is toe met hierdie foto's gesien, pik swart hier, die hele stuk hier is so blou swart. Maar dank die Here, sy genade is groot. Ons gaan Middelburg Hospitaal toe in die Oos-Kaap, en hulle sit 'n paar steke in, Pistomet het gesê as hulle hierdie steke uithaal, moet ek onthou van ons gaan babers uittrek met hierdie lyn. Lekker dik lyn, kan dit gebruik vir babers. En neem extra hulle sê vir my, meneer Strydom, is okay. Kan huis toe gaan en ek gaan sit op by die hek, want ek wag vir die ouens vir my te kom haal. En na so 3 ure sien ek die matrone hol rond in die yard en sy's in 'n kar en sy ry. En toe sy my nou sien, toe stop sy, toe gaan sy terug toe, het my vrou gebel, en sy sê toe vir my vrou, mevrou, ons kry hom nêrens nie. Ek weet nie waar jou man is nie. En sy sê in Johannesburg, sy is hysteries. Shani en Deze toe hulle die boodskap kry het, hulle dadelik in die kar geklim, kinders gaan oplaai by die skool en hulle het my toe kom haal. So 7 ure se reis. En ek het die hele dag daar gesit, daarom 2 stukkies droë brood en 'n viskoekie. Dankie Here vir dit. 'n Middagete en 'n aandete, maar so 6:00 die aand, toe kom haal hulle my. Oorgeslaap by 'n plek in dan Koosberg. Volgende oggend hier na Lindme toe. Het dadelik opgeneem, 'n CT scan gedoen en gesê meneer, jy het baie seer, dit is wat jy dink. En 'n paar dae in die hospitaal, kraakte ribbes, baie gekneus. Maar weet jy wat, hier staan 'n getuienis vanmôre dat ek vir jou kan sê Jesus leef. Amen. Die plan van die vyand was om dood te maak. Maar in my geestelike oë, terwyl ek hierdie hele prentjie so aanskou, sien ek hoe dat daar 'n hand uit nêrens kom, en toe hierdie voertuig so dwars swaai om oor te val te rol, stoot hy daai voertuig net weer so op. En ons ry die veld in, seker so 200-300 meter, deur gate, en die onderste stel was al wat seer gekry het op hierdie voertuig. Wil ek vanmôre sê, ons dien 'n groot God. Amen. Al die eer en die lof aan die Here vanmôre. Amen. Dis my getuienis rondom dit wat gebeur het. Ek gaan nou maar rustig wees. Amen. Die woord van die Here gee van ons daai eerste vers. En ek wil kort vanmôre met julle praat oor grens. Terwyl ek hierdie saak ondersoek, toe kom ek op ontstellende materiaal waar mense veg en doodgaan om oor grens te kom. Omdat die land waarin hulle is daar geen hoop, daar's niks en hulle probeer daar uitkom en op die grens, hulle wys 'n video hoe die lyke so in die rivier
verlê. Sê ek my Here, my God, daar is soveel mense wat 'n geleentheid het om aan die ander kant van die grens te kom, maar hulle hang nog aan die verkeerde kant van die grens. Maar vanmôre wil ek met jou praat oor 'n ander grenslyn. Hoor wat sê die Bybel in Spreuke 23 vers 10. Hy sê, verlê die ou grenslyn nie, en kom nie op die landerye van die wese nie. Ek wil op daardie eerste gedeelte wil ek fokus vanmôre. Verlê die ou grenslyne nie. Waarom sal 'n mens in die lewe met grenslyne kennis moet maak? Want as daar nie grenslyne was nie, was alles chaos, was alles te mekaar. Maar reg deur die wêreld het daar grenslyne in plek geval, sodat jy weet, dit is jou land, dit is my land. Maar nou kom Rusland en hy steek die grenslyne oor in Oekraïne en hy wil oorvat en hy verwoes. Omdat dit gaan oor daardie grenslyn. Hulle wil daardie grenslyn skuif om Rusland groter te maak. En kortlik vanmôre wil ek met die kerk van die Here praat en vir jou sê, luister, volgens die woord van die Here is daar riglyne, is daar grenslyne in plek gestel. En dit is ongelukkig so dat die kerk die grenslyne van God se woord verskuif het om by die wêreld en die mensdom aan te pas. Amen. En dis hartseer vanmôre, hoor my, ek is oortuig daarvan dat wanneer God sê wees heilig, want ek is heilig, bedoel hy dat alleenlik wanneer jy in my grenslyne staan, sal jy heilig kan wees. Nou as kind het ons baie snaakse goed gedoen. Ons het draadkarre gebou. Ek weet nie of die kinders vandag weet wat 'n draadkar is nie. Ons het draadkarre gebou. Ons het slotmasjiene gebou. Met sulke dik rekke, ek weet nie of jy kan onthou nie. En dan speel jy met albaster, speel jy op jou eie masjienkie wat jy gemaak het. En hoor my, daai rekke is so effektief dat hy daai balletjie terugskiet waar jy wil hy moet wees. En ongelukkig het mense die grenslyn en rekke verander wat jy wil trek om te pas totdat dit by jou inpas. Maar ek wil sê, luister, God se grenslyn kan nie geskuif word nie. If you've changed it, if you altered it, put it back where it should be. Want daar's probleme. Jy kan maar kyk, toe kommunisme, toe hulle daai muur breek, toe begin alles uitmekaar uitval. Hele wêreld, die hele Europa is in chaos. Hier dat grenslyne geskuif is. En my broer en my suster, hoor my, ons kan nie vandag se dag meer baie maklik daai grenslyn identifiseer nie. Want die kerk het aan die wêreld gelykvormig geword. Hoor jy wat ek sê? Daar moet 'n onderskeid wees tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. En deur die jare het daar jong predikers opgestaan en gesê, ag, weet jy wat, die man is van aan die kop, of ek is seker, ag, uit die en ou daai, God gaan nie omgee nie. En dis hoe die grenslyne verskuif en verlê is. Ek is seker iets vanmôre moeders
Wat sê as ek maar net my kind nog jare in my huis kon hou? Is dit nie waar nie? Want wanneer jou kinders onder jou dak is hulle veilig. Dan is hulle in jou grensgebied. Maar wanneer hulle op hulle eie gaan, en dan sê hulle, pa, maar die Bybel sê, beproef alle dinge. En hoor my, as hulle geproef het van hierdie ander dinge, dan wil hulle dit nie los nie. Dis waar die grenslyne geskei word. The borderlines have become bigger. En ek wil nie weet dat God weet presies hoeveel plek ek nie nodig het. Amen. En uit my hart net vanmôre, hoor my, was ek nie in hierdie afgekampte plek waar ek moes wees nie, het ek nie vanmôre hier gestaan nie. Hoor my, want toe die Here daardie voertuig van die pad af sien, was hy nie bekommerd oor al 3 drywers nie, daar was een ou in sy, wat hy aan gedink het. Michael is in my kraal. Ek moet Michael red. Ek moet vir Michael help. Ek moet sorg dat Michael nie sy laaste asem uitblaas nie, want daar's nog werk vir hom. Amen. En hoor my, wanneer jy God se guns ervaar het, gaan hy oor jou worry. He's gonna be concerned about you. But you've got to stay in these borderlines. Jy moet in daai grensgebied bly. Gee my die volgende skrif. Nou ons is baie ouers wat stres en huil oor ons kinders. Is dit nie waar nie? Ek is een van hulle. En hoor my, as jy jou kind groot gemaak het in daai grondgebied, dat hy weet, dis die grenslyne wat God ingestel het. Wat sê my Bybel? Ja, daar is 'n verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Jou kind mag dalk uit die grondgebied uit wees, en dit is dalk besig op tik, op drugs of opium of wat ook al hierdie goed genoem word. Hy gaan terugkom op sy grondgebied. Want die saad wat geplant is, hoor my, kan die vyand nooit doodmaak nie. Amen. En ja, die kinders kom uit met baie dinge, hulle dink hulle weet alles, hulle vertel jou alles. Maar hoor my, die moederlike en die vaderlike instink sal altyd daar wees, dat jy omgee vir jou kind. Amen. En al wat ons moet doen, sê Here, bring hom terug in die grenslyne. Bring haar terug in die grenslyne. Want dis waar die oorwinning lê, as ons in hierdie grensgebied gaan bly. Gee vir ons die laaste skrif. Nou, baie keer wanneer hy trou, ek het al genoem en ek wil het vanmôre noem, kyk die eerste jaar, dan luister vrou na die man, in die tweede jaar, dan luister die man na die vrou, en dan die derde jaar, dan luister die bure na die man en die vrou. En dan kan jy maar sien, dis chaos. Dan kan jy maar sien, dis verby. En weet jy wat, ek het groot geword in 'n era waar die grenslyne was. Weet jy wat het ons bure gedurig deur gehoor?
Daai mense in die malapastolies, hulle bid dag en nag. En dis hoe dit in die huis was waar ek groot geword het. Jou pa, jou oupa. Daar was nie stories van, hey, ek sal jou klap nie, en hey, wat nie. Vat jou goede gaan terug na jou ma toe nie, nee. Daar was gebid gewees. En ek wil vanmôre vir elke huisgesin sê, luister, bid dat God daar die grenslyne in jou huis weer herstel. Dat daar weer orde in die huis kom, soos wat God dit wil hê. Amen. Hoor wat sê die Bybel? Hy sê, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Dis nou die manne en die vrou as die bure luister. Geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied, maar jy sal jou mure huil doen en jou poorte lof. Dis wat God vir my en jou wil doen vanmôre. Jou mure sal heil genoem word en jou poorte lof. Hoor my, wanneer die vyand probeer inkom en hy kom draai steur en hy kom draai dinge maak en weet situasies skweep wat nie al hoort nie, hoor my, dan is God se gees daar om soms so 'n liberty by die deur uitskop en sê vir hom, dis waar jy hoor. De alrede van God se gees teenwoordig is. Amen. When you are in the borderlines of God. Amen. Ek wil vanmôre vir jou aanmoedig. Wil jy God se seëning hê? Amen. Wil jy God se guns hê? Hoor my vanmôre, buite die grensgebied gaan jy dit nie kry nie. Jy kan nie by Marion Roberts werk. Man, ek het ou geken, ek het jare by Pallandaba gewerk. En hierdie ou het 5 verskillende hoede in sy kar gehad. En ek het altyd gewonder, why? En dan sien ek hom in 'n Marion Roberts, en dan in 'n dolbeil, en dan in 'n ander hoed, en 'n ander hoed. En een week toe, volg ek hierdie, beide, Marion Roberts, dolbeil, die ander hoed, so klink elke week by. Hy werk net 'n bietjie en 'n bietjie daar. Hy het moves getrek. Verkeerde moves. Maar hoor my vanmôre. Ons het nodig om te bly. God, ons kan nie, dis wat ek wou sê, ons kan nie by Marion Roberts werk en dolbeil se voordele wil hê nie. Want die voordele wat Marion Roberts het, dit gaan jy daar kry. Verlof, siekeverlof, pensioen, al die voordele wat daarmee gepaard gaan, dit gaan jy daar kry. Nou jy kan nie die blessings verwag as jy buite die kampgebied van God is nie. As jy uit die laar uit is, loop jy gevaar. As ek uit die laar uit was, hoor my vanmôre, was daar 'n begrafnisdiens in die Wesrand Herlewingsentrum. Maar omdat ek in die laar is, weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Amen. So nader jy aan die Here is, hoe veiliger is jy. Is dit nie waar nie? Amen. Prys die naam van Here nou. Hoor my, you've got to be in this camp to experience His blessings and His fullness. Ek gaan nou 'n liedjie laat speel. En dis deel van my getuienis op vanmôre. Lord, you've been so good to me. En hoor my, as jy vanmôre in 'n situasie is, en jy weet, erken die, sien die groot ding is met ons as mens, ons wil nie erken, ons is buite die lyne nie. Ons wil nie erken, daar's foute in ons lewens nie. Maar vanmôre wil ek hê jy moet jouself 'n honest opinion gee. Gee jouself die eerlike antwoord.
Sê vir jouself, weet jy wat? Jy het daai grenslyn al 'n paar keer gestrek om by jou om te pas. Daai grenslyn moet terugkom. God het wil hê. En as jy vanmôre in jou lewe voel, die lewe druk, dinge is nie lekker nie. Jy weet nie meer hoe om te cope nie. Wil ek vir jou antwoord gee vanmôre, sy naam is Jesus. Just get back into his camp. Halleluja. Keer terug en maak seker jy bly in daardie grensgebied van die Here. Speel hierdie liedjie vir ons. En as jy vanmôre in jou hart voel, Here, ek het jou nodig, staan op jou voete. Halleluja. Terwyl jy hierdie liedjie speel, en God wil eer, God wil prys, doen dit vanmôre. Want dis hoe ek voel vanmôre, tot eer van die Here.